Hy sê rim definitief, hy sê hierdie is nie, die is 303 rond. Ek feel vuil op my man. Doe maar. Kom jy rechts daar? Ja. Maak jy dat deur toe. Ek het gedink volgens daai Dis kan. Dis verder gleiling 11 Mei 11 April 1902. Peter het ook wees en mag dat wy zijn lichaam niet verdelen. So sal het sê, God sal tot zijn stof verwarring. Waar is u dan, u hoof o graf? Waar dan u prikkel sonder hier leggen? By de wapens af na soveel strijd en wonde. En is de dood slaapjes volbracht? Dat werd. Hierdie kom daar van Tweebos af. Die vorige keer toen we hier so wat was slag van Tweebos so daar In April? O, okay. Rustplaats van den overleden. Vredenantus Jacobus Potgieter, gebore 16de Februarie 1851, gesnevel het op Doornbult op 11 April 1902, met een vol vertrouwen op zijn God, die het hem toe roep, laat uwe wezen achter, ik zal hem in het leven behouden, en laat u wede op my vertrouwen, hy was getrouwd gebly tot in den dood. Kom dan Wolmerans, so zeg die Heer, skryf zalig is die dode die in die Here sterf, want nie aan u op dat hy rus van zijn arbeid en zijn werken, volgens voor God, want die in my geloof zal en leef, als waren hy ook gestorven. net 6 ouens. Hallo? Ja. Ja, ek weet, dit is nou skrikkelik wat met die weet jy wat aangaan, dit is, as hy by jou en Ibrahim reg toets, kan hy die stokpaal sit, kan die meneer guns doen nie. Ons moet voor vanmiddag 5 uur 'n toets op die stokpaal doen, asseblief, White. Ja, asseblief, stuur my 'n stemboodskap, sê wat die toets is ingegee, hulle hier wees. Okay, dankie. Alright. Ja, maar wat 'n skande, ek kan nie glo. Nee, dat die boere in hierdie omgewing net niks meer voel vir hulle erfenisse nie. Nee, dan moet jy inreis moet doen.
Nee, waar wil jy nou aan 'n dag kry? Jou dag wat jy na Ibrahim toe gery het, is getoets, dis reg. Ons kan dit nie net weggooi nie. Dan gaan hy verwag jy moet daai betaal. Hy gaan nie ons nie betaal vir 'n ander dag nie. Hy wil net die lyn op 'n ander plek. Want sy hele relasie is nou het nou dag afgelaai wat nie reg is nie. Nou skuld jy op daar wat reg is op 'n ander plek lyn. Ludwig, praat maar. Pieter. Ja. Ja, maar ek het hom al langer as hom terug. Nee. Wat gaan? Nee, weet jy wat, dit vanaf het toets wat so van sê vir hom, jy het nie aan 'n plek waar ons kan lyn, hy moet daai wat hy totaal nie laai. Anders gaan hy op 'n ander plek wil lyn, dan gaan hy nie hoef te betaal nie. Ons sal net vir die steenboot kyk, en wat groep is dit wat die kliënt op het. Ja, is te vat. Ja, is dit net graag. Maar hierdie is onlangs, 1962. Sien dat staan daar so? Ons geliefde zoontjie Lucas Johannes Steenkamp, gebore 29 Januarie 1910, oorlede de 25 November 1910. Lukas 18 vers 16. Jesus roep de kindertjies tot lig, lied. Veilig in Jesus arm, te gedagtenis van die beroofde ouers. Steenkamp. Ja, neem vir my van hierdie. Die rust in vrede, Elisabeth Horn, 1906. Dankie Tannie. Hier rust in vrede, ons geliefde kindjie Maria Jacoba Carolina Duisel, 1909, oorlewe in 1911. Net so na die Tweede Vryheidsoorlog. Nicolaas Stefanus Nieuwenhouts, gebore de 10de September 1887, oorlede 26 November 1912. So in die konsentrasiekamp era was hierdie seentjie gebore. Hy het huis myns vader, zijn veel in woning, ek gaan heen om u plaats te berei. Ai, dit is tragies. Ja, dit is rarig. Ter gedagtenis van familie Coetzee aan vader. Zo, dit is warm zo. Ja, Jana. Oh, Jana. is haar volksgenote wat bereid is om een naweek saam te kom hier in die ander kant van Ottosdal naby Delareyville. Dan kom maak ons hierdie kerkhof skoon. Wat 'n skande om hierdie plek so te sien. Is net, mens kan nie glo dat die mense in hierdie omgewing bly wat nie kan kom help om hierdie plek net weet skoon te hou nie. Is dit wat ons dankies voor sê vir die wat hulle lewens vir ons opgeoffer het onder hierdie vlag. Kom ons reël 'n naweek, ek sal kom help. Hier is genoeg doringhout.
wat hier is. Ons kry toestemming, ek weet nie wie se grond is die nie. En ons kom, bring die kamptrailer en ons bring vir ons kos en goed saam en ons kom maak skoon hier in hierdie plek. Dit is ongelooflik om hierdie plek so te sien. Dit is en ek hartverskeurend. Ek kan nie dink. Wanneer laas was hier ooit iemand gewees? As jy kyk, hoe lyk hierdie hek hierso? Jy kan nie eers meer hierdie hek toemaak nie. Hoe die meerkatte en goed hierso kom gate grou. Nee, wanneer laas was hier 'n bietjie silwerverf op hierdie monument gesit gewees? Net om hierdie kettinge weer 'n bietjie mooi te maak. Vir al hierdie boere wat hulle lewens opgeoffer het vir ons. Ludwig, Watter kaliber was hierdie? Martin Hendrik, man. Wat was hulle kaliber? Maar Ek ek sien sien uit 'n redelike koel gehad. ja, hy was oor die 300 klein koe. Ek is 40. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dis is 44. Ja, so 2, Telefoon af. Ja, so 42. Alraai, kom ons begin weer. Dis nou so middel September 2022 en dis vir my vandag net die enige skok om by hierdie Rodewal monument aan te kom waar 42 boere wat in hierdie slag dood is, hier begrawe lê, wat dit so verskriklik aardig lyk. Nou kan jy nie vir my sê hier wragtig nie een boer in hierdie omgewing wat 'n bietjie hiernatoe kan kom om hierdie plek net weer menswaardig te maak. Is dit die trots wat ons mense in ons boerevolk moet hê as monumente so lyk? Jy kan nie vir my sê daar's wragtig niemand in hierdie omgewing wat hierdie plek aan 'n stand kan hou nie. Of het almal maar net uitgesterf of is almal nou maar net oorsee? Dat ons gee maar net nie om vir die ouens wat die hoogste prys vir ons vryheid betaal het nie. Ek het wragtig geskok. Nee, ek was nog nooit hier, dis die eerste keer is my 'n voorreg om hierso te wees. Ja, die eienaars van die grond sit 'n bord by die hek op. Ons mag nie eintlik inkom nie. Maar dis 'n nasionale gedenkwaardigheid. So, Nie gesê man. dan moet hy maar kom toesluit hierso. Ja, nee. As daar staan, hierdie is my boerevolk se mense wat hierso lê. Maar wat 'n skande om te dink net hier in die vlaktes. Ek wonder wanneer laas was hierso mense gewees. Wat kom kyk het na hierdie monument. Dis vir my hartverskeurend. Ek wil graag vir julle lees hoe die geveg hierso by Rodewal plaasgevind. Kemp se mag was onder bevel van generaal Liebenberg Cele en kommandant Ferdinand Potgieter. Die jong bevelvoerder was in 'n onbenydenswaardige posisie, want ten tye van die deurlopende rapporte van nadere kolonnes wat voorbereidings vir 'n dryfkrag getref het en boonop enige tyd kon toeslaan, was die boere nie gereed daarvoor nie. 'n Groot deel van die Mariko Kommando was onaktief as gevolg van 'n gebrek aan perde. Om sy mag aan te vul, is 'n dringende boodskap om hulp gestuur. Maar veldkornette van Tonder en Jacobus van Heerden van die Rustenburg Kommando kon slegs 'n klein groepie burgers bymekaar maak en het te laat opgedaag om Kemp van hulp te wees. Groenen beskryf die situasie vir die slag soos volg. Generaal Kemp het voor 'n uiters gewigtige keuse te staan gekom. Hy kon betyds uitwyk voor die oormagte of 'n taktiese aanval maak op een van die vyandelike flanke. Sy besluit om aan te val het later skerp kritiek uitgelok. Tydens die laaste krygsraadvergadering, die aand voor die slag, het Kemp sy finale planne bekend gemaak en aan sy offisiere wat teen die aanval gekant was, vertel dat hulle gereed moet maak. Veral kommandante Potgieter en De Beer het die wysheid daarvan betwyfel. Kemp se aandag is daarop gevestig dat dit dwaas sou wees om die vyand wat aan die oewer van die Brakspruit verkans was en waarvoor die grootte van hulle mag onbekend was en die oop vlaktes en mielielande aan te val.
Daarop het Kemp vir kommandant Potgieter as van lafhartigheid beskuldig. Ook siener van Rensburg het die aand voor die slag na Kemp gegaan en hom ernstig gewaarsku dat die kommandos betyds moes pad gee en nie moes aangeval het nie. Kemp het egter by sy besluit gebly, al was dit ook lynreg teen Delarey se uitdruklike opdrag. Emery beskryf Kemp se voortvarende eierwilligheids as volg: ambitious and reckless brave, he was thirsting for a chance of distinction, a thirsty likely to be gratified for Kemp himself, now in control of the finest and the best Boerforce in the theatre of war, was not in the mood for caution. Over against him were 11,000 British troops, not of uniform quality but a fine bloody of men, worthily representative of the new anti-guerrilla army created and trained under Kitchener's regime. Kemp het hom egter nie laat stuit nie en sou nou volgens Van der Berg poog om sonder die kennis van Delarey met 'n oormaat van durf om sy leermeester se taktiek na te boots. En dit is natuurlik die taktiek van generaal Delarey. Wat die kritiek teen Kemp ook van linie te doen om sodoende die kommandos te laat ontsnap. Afgesien van die risiko van moontlike ernstige verliese het hy dit verkies om bo die moontlikheid om teen 'n blokhuislinie vasgedruk te word en tot oorgawe gedwing te word. Hy het geweet hy kon op die bittereindes wat by hom was, wat talle gevegte meegemaak het, op staat maak. Die vrede samebesprekingen op Klerksdorp was ook moontlik 'n oorwegende faktor in Kemp se besluit om tot 'n aanval oor te gaan. 'n Oorwinning sou ongetwyfeld die boereleiers se hande versterk en so 'n geleentheid het nou opgeduik. Aan die gevolge van die nederlaag was hy waarskynlik het hy nie aangedink nie. Kemp se besluit om aan te val is ook beïnvloed deur die inligting wat hy van sy verkenners ontvang het. Volgens hulle rapporte was Kekewich se linie nie in posisie nie en vir Kemp was dit 'n belangrike swak skakel wat benut kon word. Derhalwe maak hy laatmiddag van 10 April 'n skynbeweging op die Britse linkerflank, die boere se regterkant regoor weer Kitchener, om die indruk by Hamilton te wek dat hy daar sou aanval. Die aanvanklike swak skakel van Kekewich was op die Britse regterflank, die boere se linkerkant. Kemp se skynbeweging het egter nie die gewenste resultaat gehad nie. Hamilton het onmiddellik bevel gegee dat die Britse regterflank versterk moes word, waarop Kekewich sy linie weswaarts geskuif het om die gaping op die regterflank toe te maak. Hiervan was Kemp se verkennis onbewus. In die weergawe van die oorlog beskryf Kemp die omstandighede en sy posisie by Rodewal as volg. Rodewal lê in 'n hoek aan Brakspruit en rondom lê 'n bult in die vorm van 'n hoefyster, deur die opening waarvan Brakspruit na die weste vloei. Noord agter die plaas en in die rigting waarvan die Engelse kom, is 'n groot plaas doringbome. Ek beskik oor sowat 2000 man onder bevel van generaal Liebenberg en Silje en kommandant Potgieter. Die namiddag van die 10de het ek 'n demonstrasie teen die vyandelike vleuel laat maak en Hamilton lei daarvan af dat sy regtervleuel waar Kekewich is aangeval gaan word. En dit was presies waar ek die volgende oggend aangeval het, want my spioene het gerapporteer dat dit die vyand se swakpunt is. Kemp se weergawe van waar hy sy demonstrasie skynaanval gemaak het, kan misleiend wees. Sy skynaanval wat die middag van 11 April uitgevoer was op Hamilton se linkervleuel, Kemp se regtervleuel. Hierdie demonstrasie was effens te ooglopend en Hamilton het deur Kemp se planne gesien. Hierop het hy bevel gegee dat Kekewich se kolonne in posisie moet kom en versterk moet word. Soos genoem was Kemp onbewus van die verwikkelinge. Die nalatigheid aan die kant van die andersins altyd deeglike boereverkenning het ook grootliks bygedra tot Kemp se mislukte aanval op die Britse stellings by Rodewal. Gedurende die nag van 11 April het Kemp sy hoofmag wat teenoor die Britse flank was met 'n vinnige nagmars weswaarts geskuif tot teenoor die Britse regterflank waar hulle die volgende oggend in die Mielielande te Rodewal bymekaar gebring is. Kemp was nou ongeveer 5 km van Kekewich af op die Britse regterflank en onbewus daarvan dat die aanvanklike swak skakeling intussen reggestel is en nou die sterkste in die hele Britse linie was.
Hy het hom ook daarmee misgis dat die Britse linie nou op bevel van Hamilton in geslote formasie begin beweeg en het nie soos gebruiklik 'n enkel gelid nie. Kekewits het bevel gevoer oor 2 kolonnes van Grenville en Von Donop. Grenville se kolonne was gedurende die nag van 11 April aan die linkerflank van Von Donops en hy aan die regterkant. Op bevel van Hamilton om in die oggend sy magte konsentreer, het Kekewits Grenville reeds baie vroeg laat beweeg en omstreeks 7 uur die oggend hierdie 2 kolonnes op die grens van Rodewaal by mekaar aangesluit. Die landskap waardeur die kolonnes beweeg het, was een wat reeds die letsels van die oorlog gedra het. The country through which the column marched was not only stamped with natural desolation, but scarred and disfigured with the debris and the putrefying bones and offal of the recent wayfaring and fighting. At Doringbill lay hundreds of animals 10 days dead, and on almost every hillock and hollow were tokens of warfare, bodies and bone of animals, broken boxes, newly covered graves, backwash left by the storm. Only the white farmhouse of Rodewaal with its smoking chimney, comfortably nestling by some water in a sheltered hollow between an orchard and an orange grove, at once struck the traveller's eye as the sole kindly and human feature in a fierce and unstoppable landscape. Teen die tyd dat Donop se kolonne op Rodewaal aangekom het, is skote in die verte gehoor. Die volgende oomblik het Donop se uit de kamp vanuit die rigting van die skote van Grenville aangery gekom en hom ingelig dat hulle met die boere kontak gemaak het. In die verte, na 1,6 km daarvandaan, kon Grenville 'n dun swart lyn sien. Hoewel hy nie seker was wat dit was nie, het hy na enkele oomblikke besef dat dit sonder twyfel 'n magdom boere was. Die skote wat Grenville hulle gehoor het, was die begin van die boere se aanval en hulle het gespruit uit verwarring aan die kant van die Britte. Die boere het eers parallel met Von Donop se magte beweeg, maar aangesien die onder die indruk was dat die berede groep wat in die verte opgerig is, Rawlins se soldate was, het hulle geen bedreiging met die nadere boeremagte gesien nie. Kort na 7 uur die oggend het die boere aanval gelei deur kommandant Ferdinand Potgieter met sy blou nekdoek begin. Die boere het nagenoeg 600 meter van die vyand te staan gekom voordat hulle op 'n drafdag deur 'n mielieland deur die Britte tegemoet gery is. Volgens Emery was die Britte in hierdie stadium nog oortuig dat die naderende magte die van Rawlinson was. Hulle is egter gou verkeerd bewys toe die boere skielik 'n stormaanval uitvoer. The line leaped into motion, the rifles cracked and the riders fired from the saddle. It was a boer charge, a charge moreover on an unprecedented scale, skryf Emery oor die onverwagte aanval. Potgieter was aan die voorpunt en het die aanval met nagenoeg 1000 burgers aan beide kante gelei. Nadat hulle van die eerste onniggering van skok herstel het, het Von Donop die boere se geweervuur beantwoord voordat hulle paniekbevange en noodgedwonge tot by Grenville se lyn teruggeval het. Hoewel daar nou 'n skok-element in die boere se guns getel het, sou 2 sake, naamlik die omvang van die Britse magte en die terrein, die boere poging tot nie helder. Die oomblik wat Kemp se lyn oor die heuwel in die suidwestelike hoek van Rodewaal beweeg het, het 'n omvangryke 2 hoof Britse kolonnes voor hulle uitgestrek en in die vlaktes gelê. Die kolonne was skaars 2,5 km ver. Daarbenewens was die terrein wat afloop tot by die Brakspruit 'n oopte sonder enige beskutting vir die aanvallende boere. Tog het die Britse kolonne in hulle oomblik van verwarring nie tot die aanval oorgegaan nie. Na die oorspronklike verwarring oor die aanval stel Grenville sy veldkolonne op en stuur 'n teenaanval teen die boere van stapel. Hy stuur ook van sy manne in die rigting van Von Donop se kolonne om hulle by te staan waar hulle nou in alle erns onder Lemmer en de Tooy se aanval by die Brakspruit deurloop. Beide Grenville en Kekewits tree nou op en met net genoeg tyd om 'n nuwe ontplooiing uit te voer word al die eenhede skerp na links gerig voordat hulle op 'n kort afstand in die rigting van die aanvallers beweeg. 2 veldkolonne en 2 pompoms is nou in aksie gestel, terwyl nagenoeg 300 lede van die South African Constabulary en 500 soldate van die Scottish Horse in 'n mielieland stelling inneem. Die oorblyfsels van Von Donop se voorbehoede
het tot Grenville se regterflank beweeg en terwyl die aanval vanuit die boere se noordelike vleuel gedreig het, het die 5de Imperial Yeomanry 'n heuweltjie aan die regterfront beset. Teen die tyd wat Grenville se kolonne almal posisie ingeneem het, was nagenoeg 800 boererykers minder as 600 meter ver van die vyand. Die boereaanval was treffend en hoewel hulle nie vinnig vorentoe gejaag het nie, was die geweervuur en die geskree van die boere wat sy aan sy in 'n ry beweeg onvergeetlik. Hoewel indrukwekkend was die boere se bykans onmisbare teiken vir die Britte se sowat 1500 gewere en 6 kanonne wat nou teen teenaanval in volle werking gekom het. Ten spyte van die Britte se gewere en kanonvuur wat direk op die naderende boerelinie neergereën het, kon die boere nie gekeer word nie. Eers toe hulle sowat 250 meter van die vyand af was, het die aanval wankelerig geword. Tog het Potgieter sy aanval ywerig voortgesit. Talle het saam met hom tot minder as 100 meter van die Britse magte gevorder. Een vir een val die boere en skaars 60 meter van die vyand word Potgieter ook noodlottig gewond in die kop. Daar's 'n swart en wit foto waar die kommandant Potgieter daar in die veld lê langs sy perd. Ja. Ek het daai foto in my boek. Dis tragies, nee. Hierna verkrummel die boereaanval geheel en al en die oorblywende burgers swenk na links en regs om die Britte se velvuur vry te spring. Nadat Rawlinson met sy berede infanterie en artillerie opgedaag het en Liebenberg wat op die boere se regtervleuel die bevel gevoer het teruggeslaan is, het Kemp geen keuse gehad as om die bevel te gee dat die boere moes terugtrek. Ook die boere se kanonne bly in slag. Onder die gesneuweldes was my dapper en onverskrokke kommandant Potgieter van Wolmaranstad, het Kemp later geskryf. Die Britse aanval het eers 'n halfuur na die boereaanslag begin. Nagenoeg 150 perde is doodgeskiet en honderde ander het onder die oorlogsrumoer weggehardloop. Dit alles het die Britse teenaanval vertraag en kon eers begin toe Rawlinson met sy 3 kolonnes van Ossoek en Bospan opdaag. Kemp het na Rodericksvlei en Simonsvlei teruggeval waar hulle teenstand probeer bied het. Die slag was ten gunste van die Britte gelewer en Kemp beweeg verder suidwaarts in Schweizeryneke en Vleeskraal se rigting. Hamilton het nou sy ganse linie opdrag gegee om die boeremagte te agtervolg en na 'n jaagtoog van 29 km is die boere ingehaal. Die laaste artillerie, 2 veldkanonne en pompom wat by die boere by Tweebos gebyt het, is teruggeneem terwyl 'n groepie van so 30 boere gevange geneem is. Emery stel die boereverliese op 50 dood en 30 gewond. Kekewitse verliese was 7 dood en 56 gewond. Volgens JFNOD was Kemp se verliese 43 dood, 120 gewond en 250 perde wat doodgeskiet is. Die slag van Rodewal was een van die hewigste veldslae van die hele oorlog. Nie soseer wat die getal gesneuweldes betref het nie, maar vanweë die intensiteit daarvan. Dit is veral gekenmerk deur die onverskrokke en genadeloose stormaanval van die boeremag en die felheid waarmee dit deur die Britse mag teruggeslaan is. Die onnugtering en motivering van die boerekrygers was nou op 'n laagtepunt en baie het Kemp vir die nederlaag geblameer. Dit het sy reputasie as guerrilla-vegter en boere-generaal ernstige skade berokken. Volgens Weber het Kemp eens enkele dae na die geveg weer sy verskyning by sy burgers gemaak en is uiters skil ontvang. Hoewel daar nog verskeie dryfjagte sou plaasvind, was die slag van Rodewal die laaste belangrike veldslag van die oorlog. Volgens Emery het die uitslag van die veldslag boonop die gemoed van die boereverteenwoordigers by die vredesonderhandelinge swaar getref en hulle motivering beïnvloed. Rudy, net 'n vraag. Jy is alweer veteraan en oom. Wat die boere toe hulle 600 meter van die vyand af was, het hulle die vyand absoluut pak gegee. Maar toe hulle 200 meter en nader van die vyand af was, toe die bordjies begin verhaal, was dit nie 'n taktiese fout wat die Kemp gemaak het nie, want ek bedoel selfs op 500 meter was dit in perfekte ryk afstand van die Mauser om akkurate geweervuur te vuur. Dit is so,
Ek dink nie die gevolgtrekking wat 'n mens kan maak nie. Hier was hy gewaarsku gewees. Deur Kemp en deur generaal Koos dat hy Ja, hy moet dit nie doen nie en dan oom Siener van Rensburg. Ja, Of Siener van Rensburg, die boereprofeet. ja. En hy het nie geluister nie. En as gevolg omdat hy nie geluister het nie, was dit die gevolge dat hierdie manne Ja. wat geveg het vir ons vryheid, hier vandag lê daarso. En as mens lees, dis ook op Rudy se YouTube kanaal, met tydens die 1914 rebellie, toe die 600 boere Duits Wes-Afrika toe gegaan, het weer eens oom Siener van Rensburg na generaal Kemp toe gegaan en gesê, omsingel die Engelse want hulle gaan ontsnap. En weer eens het Kemp nie vir oom Siener geluister nie en hom uitgemaak as 'n waarsêer. As hy dokumentêr lees, hy het nog sy face onder oom Siener se kin gedruk en gesê ja, jy's 'n waarsêer. En die volgende oggend het die Engelse gelukkig nadat die boere die traktaat geteken het, het die Engelse ontsnap en die boere omsingel en presies soos oom Siener van Rensburg aan Kemp gewaarsku het. Maar van die boere sê Kemp was 'n baie eie sinnige, Hy 'n wysige mens en 'n wyse mens. En die ander ding is ook met die slag van Tweebos het generaal Dellery gereeld met Siener van Rensburg in aanraking gekom, gereeld met gesprekke met hom gewissel. En Siener van Rensburg het vir generaal Dellery gesê, gaan nou Tweebos toe. As jy nou gaan, die Britte op pad gaan julle groot slag daarso slaan. En hy het geluister daarso. En daar is sekere van die goed, wat waar geword het, wat Siener van Rensburg met die boerevolk gedeel het. Maar deesdae is daar ook soveel nonsens wat Afrikaners kwyt geraak het, oor Siener van Rensburg, oor goed wat hy nooit gesê het. Ja. Maar ons staan hierso by hierdie monument. Ek is verskriklik teleurgesteld. Ek kan nie glo dat hierdie plek so lyk nie. Ek is bereid om 1 naweek, ek het hande nodig, kom ons maak hierdie plek skoon. En staan net weer vir 'n slag stil en gee net hierdie ouens, al het hulle nou onder Kemp geveg. Ek meen hulle het gehoor gegee om toe hy gesê het, ja, manne, ons moet gaan veg. Maar kyk nou, as gevolg van sy stupid besluit wat hy gemaak het en nie wou geluister het nie, in eie sinnigheid, het hierdie mense onnodiglik hulle lewens afgerig. Kyk, generaal Dellery het altyd na die Siener geluister. Dis hoekom hy sukses behaal het in die veld. En dis nou 'n militêre leier en 'n geestelike leier. Maar soos in die Bybelse tyd. Ludwig, kom kry vir jou iets om te eet hierso. My vrou met 'n huis. Ja? Ja, huis in 'n paleis. Kyk net hoe flippend mooi is dit nou. Ek sien eers kom het dan vandaan die krag aangelos. Lekker sit hierdie. Is dit nou nie die Bosveld nie? Is nou jammer jou vrou en goed het nou nie saamgekom. Dan sal dit ook nou geniet. Maar daai Engelse boek nie, daai Harry Potter, het vandag baie goed gelees. En dit is presies soos wat hy daar so sê. Ja, ek sien dit sê voordeel waarvan om jou vyand te tel. Ja. Jy kan nie van jou skinder. Dit sou baie lekker wees. Nee, dankie man, ek sien net nie. En as jy daaraan dink, dit is 'n taktiese voordeel wat ons het vir die meerderheid wat nie Afrikaans leer op skool.
want hierdie kan 'n ou altyd gebruik daar by Bosspruit se inleiding. Jy weet met mooi boere musiek. Ja, net so die vlamme. Ja, die vlamme moet brand vir die boerevolk Ja. in hulle harte.